Here, ek kan my net indink hoe dit in die hemel moet wees, as die engele en die lewende wesens, soos ons nou gesing het. Heilig, heilig is U, ons God. U sê daar in Openbaring 4, dat die hele skepping, ook hulle wat op die aarde is, soos ons, sing saam hierdie lied, heilig vir ewig. En is in hierdie oomblikke wat ons saam met U wil wees, en wat ons wil vra, dat U die woord vir ons duidelik maak, ons gedagtes gevangene hou, ons kan aan soveel ander goedes nou dink, en Vader, ek wil vra dat U my sal help om my gedagtes te fokus op wat U woord vir ons, vir my wil leer en vir ons almal wil leer. Maak ons, gee ons 'n leerbare gees en ontvanklike hart. Dankie dat ons dit kan bid in die naam, bo alle name wat ons nou net gesing het. Jesus, daar's niemand bo U nie. Ons aanbid U. Praat met ons asseblief. Heilige Gees, hier is ons. Amen. So, as 'n mens nou lees in die boek van Galasiërs, die brief van Galasiërs, dan is die Heilige Gees besig om met die gemeente in Galasiërs te praat. Dis was die eerste gemeente, of is die eerste hoorders van hierdie woord gewees, was die gemeente in Galasië. Maar hy is ook besig met ons te praat. En eintlik wat hy besig is om met ons te praat en met hulle te praat, en dit is wat ons tema is, hy leer hulle eintlik, beteken dit om te sê, ek is in Christus, en Christus is in my. Dis wat eintlik die tema dwars deur hierdie boek gaan. En nou wat gebeur het in die gemeente in Galasiërs is dat mense wat tot bekeer, die mense in die gemeente en die mense in die gemeente het tot bekering gekom was Jode en heidene. So die heidene was Grieke en Romeine. En toe daar klomp mense in die gemeente gekom en hulle het gesê nee, julle wat heidene is, kan nie Christene wees as julle nie die Joodse geloof ook navolg nie. So julle moet al die Joodse wette volg. So hulle het 'n teologie begin verkondig, te sê ja, Christus is alles, maar as 'n Christus plus geloof. Jy moet iets anders te doen. En dis nie vreemd vir ons nie. Want baie van ons het so, eintlik is nog vandag nog so, is dat ons in dieselfde situasie voel, is dat ou voel, maar ek kan nie net aanvaar dat Christus my gered het, en ek nou 'n kind van God is nie, ek moet probeer om goed te wees. Ek moet nog iets bydoen. Mense sê uit dankbaarheid moet ek iets doen. Nou ek sê nie, ons moet nie goed wees nie, maar ons hoef nie God te beïndruk nie. Ons hoef nie 'n Christus plus geloof te hê nie. En dis wat hier aangegaan het in hierdie gemeente, en dis waarmee hy besig is, as hy met hulle praat en met ons praat. En daarom moet ons begin, in die begin van die kwartaal, toe ons hierdie temas begin het, sit vir my daai skyfie op, het ons begin om vir julle te sê, maar dit is wat, dis die opsomming van die eerste 4 Sondae waarmee ons besig was. En wat hy kom leer het om te sê, maar ja, Christus plus geloof is nie nodig nie, want jy het vir Christus. En die eerste ding wat God kom maak het, toe jy met jou mond bely het, dat Jesus jou Here is, en in jou hart geglo het, dat hy jou vergewe het, en jy verlos is, en hy opgestaan het, dan word jy 'n kind van God, en dan is jy regverdig voor God. Hy kyk na jou as 'n kind van hom. Daar's niks wat jy hoef by te sit nie. Jy kan niks doen om hom te beïndruk nie. Want wat kan jy nou meer doen as die kruis? As Jesus wat self gesterf het. So dis die eerste ding. Maar hy gee vir ons sy Heilige Gees om ons dan te help om te leef soos kinders van God. En dis waarmee ons wil help. En dan het ek gesê, as ons kinders van God word, ontvang ons die Heilige Gees, maar ons raak ook deel van 'n familie. Ons word ingeplant, ingesit soos 'n komkommer binne 'n asyn, word ons soos Jesus, en ons kry die Jesus uniform, en ons lyk soos Jesus, en ons tree op soos Jesus. En laas Sondag het ons gesê, maar ons is ook as kinders van God, hy vat ons terug, hy sê ons is kinders van Abraham, bedoelende dat al die beloftes wat God vir Abraham al gemaak het in die Ou Testament, Genesis 12 af, is ook vir ons, maar nie net dit nie, ons het ook 'n belofte van 'n ewigheid, 'n erfenis, van eendag wanneer ons by hom gaan wees, maar nou al reeds. Jy hoef nie te wag om die erfenis te kry van die ewige lewe nie. Want as jy vandag sê, ek glo in Jesus, en hy is my verlosser, ek is sy kind, dan is jy alreeds, dan het jy alreeds die ewige lewe. So die volgende 4 weke, gaan ek fokus op hierdie ding, wat ons vanoggend oor praat, is wat beteken dit om 'n kind van God te wees?
So die volgende 4 weke gaan ons daarmee besig wees. Vanoggend is so inleidend vir die volgende 4 weke. Ons gaan lees, maar wat het jy al die vryhede wat jy as 'n kind van God? Wat is die bedreiging vir 'n kind van God? En hoe moet jy leef? Dit is die volgende 4 weke. Maar vanoggend, kom ons begin weer by Galasiërs 3 vers 26 wat sê, deur hierdie geloof in Christus is julle nou almal kinders van God. Dan sê Galasiërs 4, maar toe die tyd van God wat daarvoor bepaal is aangebreek het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was aan die wet onderworpe, om ons wat aan die wet onderworpe was, dis nou die Jode, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kan word. En omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur, en in ons roep hy uit, Abba, dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind van God. En omdat jy 'n kind is, het jy ook sy erfgenaam gemaak. Daar was 'n tyd dat jy nie vir God geken het nie. En slawe was van niks werd afgode. Maar nou dat jy hom leer ken het, of liewer, nou dat hy julle ken, hoe val julle dan weer terug na daardie minderwaardige, armsalige, wettiese, godsdienstige reëls? Wil julle dan weer van vooraf weer slawe daarvan wees? Nou, die tema waar ons gesels is kind wees van God. Daarom is dit vanoggend eerstens belangrik dat ons net weer moet, ek wil sê, stok opneem, 'n voorraad opneem, dat ons net 'n bietjie seker maak wie is ons regtig. En daarom as jy vanoggend hier is daar 'n onsekerheid in jou is ek 'n kind van God? Dan is volgende die tyd om te sê, maar ek moet daai sekerheid kry. Want jy moet seker maak, is jy 'n kind van God? Want daar's net 2 magte. Daar's 2 magte, geestelike magte, is God en die duiwel. En daar's nie tussenin toestande nie. Jy is of 'n kind van God, of jy is 'n kind van die duiwel. As jy nie 'n kind van God is nie, is daar nie iets wat jy tussenin kan doen nie. So, hoor wat sê die woord, terug na Johannes toe. Johannes sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, hoor mooi, hier is die toets wat jy moet vir jouself vanoggend doen. Die wat aan hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens, of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Dis die eerste ding wat ek en jy moet vanoggend stop voor ons 1 tree verder gaan. Is ek daar? Want as ek nie daar is nie, dan pleit ek by jou om dit sommer nou reg te maak. Want dan is jy nie 'n kind van God en dan is jy 'n kind van die duiwel. Hoor wat sê hy? Die Bybel is net so maklik. Dit is so reguit. Dit is nie moeilik om die Bybel te verstaan nie. Hoor wat sê hy? God het ons die ewige lewe gegee. En die lewe is deur sy seun. Wie die seun het die lewe. So jy kan nooit weer twyfel nie. Soveel van julle mense twyfel daaroor, maar is ek 'n kind van God? Hy sê wie die seun het die lewe. Wie die seun nie het nie, van God nie het nie die lewe nie. So is baie duidelik. As jy die seun het, as jy in die seun glo, het jy die lewe as jy 'n kind van God. As jy dit nie het nie, dan is jy geestelik dood en as jy nie 'n kind van God nie. En daarom sê ek, as jy nog nooit daarby gekom het nie, dan is dit volgende tyd om te sê, maar God het soveel vir my gedoen. Ek wil sy kind wees. So ons gesels 'n bietjie, en dit wat ek nou oor gaan gesels, is dat wat beteken dit dan om in Christus 'n kind van God te wees? Want niks is by God toevallig nie. Hoor gou. Dis nie toevallig dat jy vandag hier sit nie. Dis nie toevallig dat ons hier in hierdie plek vandag oor hierdie goed moet praat nie, want dis iemand wat luister of kyk of jy wat hier sit wat dit moet hoor. En dit was ook nie toevallig dat Jesus op 'n stadium gebore is en dit net randomly gebeur het. Hoor wat staan daar? Toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek het hy sy seun gestuur. So daar's 2 goed wat in daai vers wat baie belangrik is. Toe die tyd daarvoor aangebreek het en het hy sy seun gestuur. So kom ons praat net oor die tyd. Daai woord, as jy mooi gaan kyk na die Griekse woord, beteken in die volheid. Toe dit tyd geword het. So God werk nie toevallig nie. Toe dit God se plan was, soos lankal beplan, op daai oomblik, wat God gesê het, dis wanneer Jesus moet gebore word, het hy gekom. Nou as jy mens kyk na die omgewing van daai tyd, dan praat jy ouens van die Pax Romana. Dit beteken dat dit was in 'n tyd wat die Romeinse ryk in beheer was, en wat dit so was, dat die Romeine, dat daar 'n stuk vrede was,
dat daar van die hele Romeinse ryk, van Spanje af, amper tot by Indië, waar hulle ryk was daar vrede, daar was stabiliteit, hulle het een taal gepraat, die taal was Grieks in daai stadium, daarom is die Bybel geskryf in Grieks, hulle het nie Latyn gepraat nie, Latyn en Rome gepraat, maar die taal, die algemene taal, was so dat almal dit kon verstaan het, was Grieks geweest, soos ons Engels het, jy kan ver kom met Engels. Daar was 'n tyd van stabiliteit, dit was ongelooflike ontwikkelinge. As jy al ooit in Rome was, en jy staan voor die Colosseum, of jy kom in Efese, en jy sien hierdie ongelooflike geboue, jy staan daar waar hierdie 25.000 sitplekke amfitheater was, waar natuurlik die gladiators ook geveg het, maar ook Christene doodgemaak het. Maar jy's verstom oor wat daar aangegaan het, die paaie wat daar was, die stede was ontwikkel, dit was regtig 'n ontwikkelde land gewees, waar daar groot voorspoed was. Die paaie was so goed gewees. Die paaie het elke 25-30 kilometer was daar 'n karavaansarai, dit was soos 'n bed and breakfast. En hulle het jou beskerm, die Romeinse soldate het by hierdie karavaansarai gebly, en as jy dan die mense die oggend begin loop het, dan die soldate so 14 kilometer saam met hulle geloop, dan die ander soldate van die ander karavaansarai gekom, en so het hulle die mense beskerm. So dit was 'n tyd gewees waar daar maklik was om te beweeg. Jy kon oor landsgrense beweeg, jy het nie 'n paspoort nodig gehad, soos die EU vandag, so was dit daai tyd gewees. As jy in een van daai lande gebly het, kon jy enige plek gegaan het. Daarom het die Christelike geloof so vinnig ontwikkel. Want die sendelinge kon enige plek gaan, hulle was nêrens gestop nie. En op hierdie tyd besluit God, ek gaan my seun stuur. Dus die tyd is nou reg. En dis die tweede belangrike ding wat ons hoor. Toe die tyd reg was, het hy sy seun gestuur. Dit was nie asof 1000 mense bymekaar gekom het en gesê, Here, stuur die seun, ons het hom nie nodig nie. Eintlik toe sy seun gekom het, was hy vir hulle 'n nuisance. Hy was nie vir hulle iemand wat hulle eintlik daar wou gehad het nie. Maar hy het besluit, die tyd is reg, en ek gaan my seun stuur. En hoor gou mooi, die seun het nie gekom, omdat mense hom gesoek het nie. God het sy seun gestuur, om die mense te kom soek, die verlorenes te kom soek. Die rede vir sy koms, en hierdie is die game changer, hierdie is dit wat jou hele lewe gaan verander, hierdie wat ek nou lees. Die rede hoekom God gekom het om mense te soek, was dit, kom ons lees dit, om ons los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kan word. Kyk gou wat sê die ou vertaling, om ons los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En daarom sê ek, hierdie is 'n game changer oomblik, want wat staan daar? Hy het gekom om ons los te koop. En hoekom? Lees gou daar, sit hom terug. Die ou vertaling, sodat die aanneming tot kinders kan ontvang. Engels sê ook, so that we might receive adoptions as son or daughters. So dis die prentjie, kry die prentjie gou mooi. Toe die tyd reg was, toe sê God, ek gaan nou my seun stuur, en die rede hoekom my seun gekom na hierdie aarde toe, is om mense los te koop van die band van sonde, van die mag van die dood, van die mag van die duiwel. En toe los hy ons nie so nie. Toe los hy ons nie as sondaars wat vergewe is nie. Hy kon gesê, okay, julle het nou al my vergifnis ontvang, gaan julle wy. Hy sê nee, dis 'n tweede ding wat ons moet glo vandag, wat in die Bybel staan, is dat hy het gekom om ons los te koop van sonde se mag, maar ons dan aan te neem as sy kinders. Hy het vir ons gekom, sodat ons deel van sy hemelse familie te kan word. Nou vir ons weet van aanneming in ons tyd, maar vir daai ouens het hulle dadelik hierdie sin verstaan, losgekoop tot aanneming van kinders, of om aanneming te ontvang. Want in daai tyd het dit baie gebeur, dat mense kinders aangeneem het. Daar was dalk 'n noble, of 'n adelike man, of iemand wat bietjie geld gehad het, wat 'n kind kon aangeneem het van iemand wat sukkel. Hy kon gesien het of 'n slaaf se kind, hy kon hierdie slaaf baie gehou het van hierdie slaaf se kind, of van iemand anders se kind wat sukkel, en hy sê, hoor, ek sal graag jou kind wil aanneem. So dit was 'n algemene beginsel, 'n algemene ding daai tyd. So hulle het baie mooi verstaan, en dit het mooi gewerk, maar dit is 'n wetlike ding gewees. Hulle het voor 'n magistraat verskyn,
en dan het die pa of die man nou gesê, ek wil hierdie kind aanneem, en dan die pa van daai kind gekom, en dan het hy 'n ritueel gedoen, en dan het hy die kind losgemaak van hom, en dan die kind oorgeloop van sy pa af na sy nuwe pa toe, wat hom nou aangeneem het. En daai oomblik, as die magistraat die ding geteken het, en ek het dit vertel met daai storie wat ek vertel het, is daai kind se status verander. Alle skuld wat hy sou gehad het, is afgeskryf. Hy het geen familieverpligtinge meer nie, hy het 'n nuwe naam ontvang, hy het onder die gesag gestaan van sy nuwe aanneempa, hy het dieselfde regte gehad as al die biologiese kinders van daai pa, het al die erfenisse gekry, en dit was onomkeerbaar. Geen hof kon dit daarna ongeldig verklaar het nie. So daai aanneming was finaal, en as 'n ou dan dit inbring in ons storie in, en ons hoor dat God het gesê, toe die tyd reg was, toe stuur ek my seun, nie net om hier te kom rondhang nie, maar om julle los te koop, maar nie net om julle los te koop nie, maar om julle aan te neem as sy eie kinders. En daarom geld al hierdie goed vir ons. Ons het nie meer skuld nie. Ons skuld is afgeskrywe. Ek het verlede week gesê, ons almal weet dat ons partykeer sondig. En ek het verlede week gesê dat as jy jou sondes bely en dit vir God vertel, dan sê hy is geregverdig om dit te vergewe. En toe het ek gesê, hy is in die droogmaak, skoonmaak besigheid. Want hy sê, ek sal jou droogmaak, skoonmaak. Hy sê, as jy jou sondes bely, ek is getrou en regverdig om al jou sondes te vergewe en jou te reinig van al jou ongeregtigheid en jou skoon te maak, sodat daar niks meer van jou vuil oor is nie. Dis die besigheid wat ons kry. Ons kry 'n nuwe naam, ons staan onder 'n nuwe gesag, ons erf sy beloftes, en dis onherroepelik. Hoor wat staan daar in die Bybel soveel kere, niks kan jou skei van die liefde van God nie. Niks nie, nie dood nie, nie lewe nie, nie enigiets nie. As jy 'n kind van God is dit onherroepelik. Maar dan gebeur dit 'n volgende ding. So God stuur sy seun, hy koop ons los, hy sê, ek gaan jy net loskoop nie, ek gaan jou aanneem as my kind, jy kry al die regte, en toe los hy ons nie so nie. Toe doen hy 'n volgende ding, hoor wat doen hy? Hy stuur weer iemand. Hy sê, omdat ons sy kinders is, nie omdat jy sy kinders wil word nie, het God die seun, die gees van sy seun gestuur, 'n tweede keer. Maar hierdie keer stuur hy hom, nie om ons te kom loskoop nie, maar in ons harte in. En ons weet dat die gees van die seun is die Heilige Gees. So hy kom stuur die Heilige Gees, die gees van sy seun, om binne in ons te kom woon. Ons is mos nou sy kinders, maar ons leef nog nie so sy kinders nie. So die Heilige Gees kom, en dis wat ek 'n paar keer al gesê het, om ons te kom leer in die praktyk wat ons posisie is. En hier sê hy, stuur hom in ons harte in, sodat ons baie meer kan bewus raak daarvan. Dis wat ek vanoggend ook wil kom verkondig. Dat jy's 'n kind van God. En as jy 'n kind van God is jy anders. Jy kan nie dieselfde as die wêreld weet nie, want hy transformeer jou. As jy 'n kind van God is, dan raak dit wat vir ons Vader belangrik is, ook mos vir jou belangrik, dis mos logies. As jy aanneem pa, hy kind aangeneem het, dan hoor hy wat is vir sy pa lekker en aanneemlik, dan doen jy dit ook. Is dieselfde met ons. As ek 'n kind van God is, dan raak God, Vader se goed vir my belangrik. As ek 'n kind van God is, dan leer die gees van die seun wat in ons harte ons gestuur het, om vir God lief te kry. Ons natuurlike neiging is nie om vir God lief te hê nie. Daai aanneemkind moet nou leer om hierdie nuwe pa lief te kry. God is so goed vir ons. Hy leer vir ons. Toe 'n man vir Jesus vra, wat is die grootste, belangrikste ding wat ek moet doen? Dan sê hy hierdie, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. Ek sê maar, die siel sit, jou hart sit hier, jou siel, jou verstand en al jou krag. Jy sal hierdie movement onthou, met jou hart, jou siel, jou verstand, al jou krag. Dis wat hy ons leer. Want ons het dit nie van nature nie. So die Heilige Gees, die Gees van die Seun word in ons harte gestuur, om hier van binne af ons te sê, hê God lief, want hy het jou so lief gehad, dat hy sy Seun gestuur het.
As die Heilige Gees binne in my hart is, dan leer hy ons, dat ons sal leer om God gelukkig te maak, om God te vereer. Partykeer in ons private ontmoetings, wanneer ons in 'n stilte tyd met God vergader, en met ons saam met hom kom, wat jy moet hê, vereer jy hom, vertel jy vir hom wie hy is. 'n Lofprysing is om vir God te sê presies wie hy is. Jy sê ons partykeer vir jou, ek wil jou sê wie jy is, ek wil jou sê wie ek is. Lofprysing beteken dit, U is heilig, U is almagtig, alwetend, alwysend, alwys, U is betroubaar, U is goed. Dis alles eienskappe van God wat jy in jou lofprysing vir hom kan noem en daaroor kan praat met hom. So in jou, hy leer jou, die Heilige Gees in jou leer jou, maar ook in jou openbaar om vir God te vereer. Daar waar jy loop, daar waar jy koop, daar waar jy speel, daar waar jy werk, daar waar jy net wees. As die Heilige Gees in jou hart is, dan leer hy ook om jou te help om God te vereer. En dan raak God se waardes joune. God se waardes is so maklik, is hier ingeskryf. Jy hoef nie te worry daaroor nie. Dis hier. En as jy God se kind raak, dan raak hierdie waardes ook jou waardes. En dis wat die Heilige Gees wat God gestuur het, vir ons kom leer. Maar dis nie al nie. Hoor nou hierdie een. So hy stuur sy seun, sodat hy ons kom loskoop, sodat ons sy kinders kan word, sodat hy ons aanneem as sy kinders, dan stuur hy sy gees, die gees van sy seun, die Heilige Gees, om ons alles te kom leer in ons harte, maar hoor nou, en omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur, en in ons roep hy uit, Abba, en dit beteken Vader. Hoe dink julle sal dit wees, as daai man daai kind aangeneem het, en nou jare later, elke keer as hy met sy pa praat, dan sê hy vir hom, meneer. Pa sê vir hom, man, noem my papa, dis wie ek is. En hy sê vir hom, nee meneer. Nou natuurlik as ons oor God praat, is dit mos nou anderster. Ons het mos nou respek vir God, en ons praat vir hom, ons gee vir hom eerbied. Maar wat hy vir ons wil kom leer, is dat die Heilige Gees in ons, wil vir ons roep in ons uit, en wil vir ons kom vertel, dat God is so naby aan ons, dat hy die Hebreëus, die Aramees eintlik vir papa, en die Jode gebruik het nog steeds, is Abba. As 'n Joodse kind na sy pappa toe hardloop, of haar pappa toe hardloop, en na hy van die werk afkom, en hulle arms soos uitgehardloop, dan sê hulle, Abba, Abba. Ons het gehoor toe ons in Israel was, Abba. So dis 'n intieme verhouding. Ek kom sê nie vanoggend, en jy kan dit so bid, ek wil nie hê, jy moet jou sê, nou hoor ek moet nou vir God Abba sê nie, dis nie waaroor dit gaan nie, maar jy kan so sê, want Abba beteken eintlik maar net papa, maar die betekenis wat die Heilige Gees vir ons wil kom leer, is dat God nie hierdie ver af God is, waarmee ek groot geword het, en ek weet nie van julle nie. Die ou was daarbo, ek kon nie naby God gekom het nie, want ek het hierdie vrees vir hom gehad. In die aande as ek nie gebid het nie, en ek word wakker vir een of ander rede, en ek sê, ek het nie gebid nie, Jesus, hy my nou kom haal, nou is ek dood. Maar as ek dood gaan, is ek dood. Anyway, maar dan, hy gaan sê, maar jy het nie gebid nie. Dan gaan ek op my knie, en bid ek net weer, asseblief toch. Hy wil hê, ons moet besef, maar God is nie hier ver af God nie. Deur die Gees wat hy vir ons gestuur het, wil hy ons sy kinders maak, maar nie op 'n afstand vir ons hou nie. Sê oor, julle is die aanneem kinders, my eie kind, my eie seun is naby aan my, maar julle mag nie naby my kom nie. Want sy eie seun het ons geleer hoe om te bid. Hoor wat sê hy self. Jesus is in die moeilikheid, hy weet hy gaan sterf, hoor wat bid hy. Hy het gesê, Abba, Papa, Vader, alles is vir U moontlik. Neem hierdie lydingsbeker vir my af weg. Moet nogtans nie doen wat U wil nie, maar wat ek wil. So wat God ons wil kom leer, en dis vir my 'n groot ding, is dat daar is 'n intimiteit wat God begeer, wat God vir ons wil kom leer deur sy Gees, dat God is nie hierdie ver af God nie. En dit beteken niks dat ons disrespekvol teenoor God is nie. Dat ons God sommer net kom en maak nie. Dit is eintlik 'n verhoging van wie hy is. Hy sê, ek het jou kom red, jou kom loskoop, ek het jou my kind gemaak,
Maar ek stuur my gees vir julle, sodat jy kan leer, God wil ook jou Abba Vader wees, wat naby aan jou is. En dit sê die Bybel so mooi in Hebreërs, hy sê, broers en susters, hoor hierso, ons het nou deur die bloed van Jesus, ja, ek sien die bloed is rooi, soos 'n rooi tapuit eintlik, ons het deur die bloed van Jesus volle vrymoedigheid om in die hemelse heiligdom in te gaan. Hy het hierdie nuwe lewendgewende pad wat deur die binneste voorhangsel tot by God gaan, vir ons oopgemaak deur vir ons te sterf. Kom ons gaan nou dan die heiligdom binne, ja tot voor God, met 'n opregte hart en 'n absolute vertroue. Jy hoef nie vandag om die hoekie te loer van die troonkamer van God en begeer om daar te wees nie. As ek wens ek kan naby God wees. Jy hoef nie dit te begeer nie. Hy sê, die pad is vir jou oopgemaak. Dis in jou hande hoe jy vandag en hoe jy wil reageer daarop. Maar van God se kant af sal hy nooit sê, nee, jy bly ver van my af. Ek hou nie van julle aanneem kinders nie. Hy het ons kom loskoop. Hy het ons sy kinders gemaak. Hy het ons die vryheid gegee. Maar daar is nog meer. Hoor hier. Daar was 'n tyd toe julle nie vir God geken het nie. En slawe was van niks werd afgode. Maar nou dat julle hom leer ken het, of liewer, nou dat hy julle ken, hoe val julle dan weer terug na daardie minderwaardige, armsalige, wettiese, godsdienstige reëls? Hoor hierso. Hy het sy seun gestuur om ons los te koop, ons aan te neem as sy kinders. Hy het sy gees gestuur om ons te kom leer om sy kinders te wees. Hy het vir ons sy gees gestuur om te sê, God is julle Abba Vader, maar dan sê hy, maar ek wil hê julle moet my ken. En daai woord ken is intimiteit, is naby, dis 'n naby verhouding. Maar wat hier wonderlik, sit gou maar net daai versie weer terug. Hoor hierdie wonderlike versie, wat hy sê daar in die Engels, hy sê, ek moet net gou kry. Formerly, ek moet net gou kry, waar is dit nou? Okay, but now that you have come to know God, or rather, to be known by God. Dis 'n mind-boggling oomblik in my lewe gewees en in jou lewe behoort te wees. Is dat I'm known by God. Ek weet mense brek mos met die belangrike mense wat hulle ken. Ek ken daai sportster of daai musiekster. Niemand het nog gebrek dat hulle my ken nie, maar anyway. Hulle sê nee, ek het saam met Steve Hofmeyer gestaan. Ek nou daar vir hulle gesê, maar julle neem af met Steve Hofmeyer. Maar ek het nog ooit gesien julle sê, hey, ons moet Piet afgeneem wat op Facebook sit nie. Maar as jy nou sê ek ken hierdie belangrike persoon, dan sê almal, "Wow, jy ken hierdie ou." Ek sê ja. Maar jy glo my half nie. Totdat daai ou daar aankom en sê, "Hey, hoe gaan met jou? Ek ken jou." Dan sê jy, "Sien julle, ek het gesê, ek ken hierdie ou, maar dis meer belangrik." As jy nie maar jy sê jy ken hierdie ou en hy loop by jou verby en almal sê, "Jy het gesê jy ken hierdie ou, maar hy het by jou verbygeloop." Maar sê nou hy stop en hy begin met jou praat en sê, "Sien jy? Hy ken my." En dis wat God sê. Hy wil vir ons sy seun stuur, hy maak ons sy kind, maar hy sê, you must be known by God. As God oor jou praat, dan praat hy nie net van sy aanneem kind wat daar ergens is nie. Hy ken jou by jou naam. Hy sê, jy's by my. Jy's welkom by my, but because you are known by God. Jy's nie 'n onbekende nie. Jy's nie 'n nommer nie. Miskien is jy 'n nommer ergens in hierdie lewe. Miskien is dit jou huwelik so, wat jy niks werd is. By God, you are known by God. Daarom kan ons hom sien as ons hemelse Pappa. Ons kan vrylik na hom toe gaan, by hom gaan sit, in sy heiligdom, sonder vrees, sonder enigiets. Die grootste bedreiging vir die Christendom, vir ons Christene, is nie Islam nie, is nie een of ander godsdienst nie, is nie ateïsme nie. Dis Christene, wat nie verstaan, wat dit beteken om 'n kind van God te wees nie. Dis Christene wat dink, ek moet nog meer doen, ek moet harder werk, ek moet meer probeer, ek moet 'n goeie mens wees. Jy moet in elk geval 'n goeie mens wees, want jy is 'n kind van God. Maar as Christene wat hierdie ding nie snap nie, dat ek vryheid het om tot by God te kom, dat hy my Abba Vader is. Dit maak dat ons ver van God af is. En ek praat van my eie ervaring en van mense se ervaring. Ons skuld by God is klaar betaal.
Die tragedie is, as jy dit wil terugbetaal deur goed te wil wees, hoe kan jy die kruis out dan? You can never outgive God. Dat is niks wat ons kan doen om God te outgive. Al wat ons moet doen, ons moet die Heilige Gees toelaat om te sê, verander my. Maak my hierdie kind van God wat U wil hê ek moet wees. God wil trots wees op jou, because you are known by God. So wat hoor ek? Wat vat jy huis toe? Dis 'n paar goed wat ek wil hê jy moet onthou. Die eerste ding, God het nie sy seun gestuur net om jou sondes te vergewe aan die kruis nie. Ja, daarvoor het hy ook gekom. Maar hy het sy seun gestuur om jou aan te neem as sy kind. Dis die eerste ding wat ek wil hê, ons moet nooit weer vergeet nie. Die tweede ding, hy het sy gees, die seun, sy gees, die Heilige Gees gestuur, om ons te kom wys en te kom leer. Ons is anders as die wêreld. Die wêreld se standaarde sê vir ons niks nie. As dit nie volgens God se standaard is nie, dan doen ek dit nie. As die woord so sê, dan doen ek dit wat die woord sê. Dis wat die Heilige Gees ons kom leer. Ons het gehoor, dat as ons nie kinders van God is nie, is ons net kinders van die duiwel. Ons het net daai twee keuses. Die derde ding wat ons gehoor het, dat God se Gees kom in ons harte, en hy kom leer ons, elke dag, tot ons die dag van ons dood, gaan ons leer wat dit beteken om 'n kind van God te wees. Die volgende ding wat ek hoor, jy het 'n nuwe identiteit. God is nie iemand wat jy net van kennis moet neem nie. Jy almal van julle het kennis van God. Maar hy wil hê jy moet hom ken. En daai woord is intimiteit. En jou tyd, dit sal bepaal hoe jy jou tyd, jou energie, jou geld maak. Dit sal bestee. Dit sal bepaal wat se morele keuses jy maak. Wat se verhoudings jy in is, wat se optrede jy doen, wat se denke jy het. Dit gaan alles bepaal. Hierdie nuwe identiteit. So toets jouself net daaraan. En vra vir jouself, wat is my verhouding met God? Is dit 'n verre verhouding? Ek weet van God. Ek weet hy's daar. Weet hy, as jy vir mense sê, nee, ek glo in Jesus. Is dit dit? Is dit waarvoor hy dood gegaan het? Vra jouself, waar is ek? Of was hy naby my? Of laat ek hom toe, to be known by him? Is dit wat ek toelaat? Is ek tuis by God? Kan ek nou instap in die heiligdom en voor hom kom sit en sê, Vader, Abba, ek is jammer oor my sonde, maar dankie dat ek voor die troon kan staan en dat U my sondes nou vergewe. Dankie dat ek U kan aanbid. Dankie dat ek U kan lof bring. Dankie dat ek kan bid vir mense wat siek is. Daar's geen, toets jouself daaraan. Want God het sy seun gestuur om ons hierdie verhouding te gee van 'n klein kindjie wat vrylik na haar pappa of sy pappa of mamma toe hardloop, of oupa en ouma, waar daar geen afstand is nie. Dis soos God ons dis wat God kom doen het. En dis wie jy is. Dis wie jy is en ek is. Ons is God se kinders wat naby hom kan kom. So kom ek bid vir ons. Here, hier is sulke, en ek moet ons eintlik so in die middel net stop om asem te haal, want hierdie goeie is net so oorweldigend. Wow, dat U so God is. Dat U seun gestuur het. Jesus, dankie dat U gekom het. Ek kan my nie eens indink, hoe moet dit vir U gewees het, wat self God was, om die stofpaaie van Jerusalem en Israel te loop en verwerp te word en belaglik gemaak te word, terwyl U 'n legioen van engele kon geroep het om mense net te verwoes. Maar dit was nie U plan nie. Toe die tyd reg was, het U gekom en het ons kom loskoop en het ons aangeneem as U kinders. En het U vir ons die Seun se Gees gestuur. Heilige Gees, om binne in ons harte te wees. Ons te kom leer wat 'n kind is. Dankie daarvoor. Help vir my om nog meer te leer van hoe moet ek 'n kind wees. Maar hy het ons vrye toegang gegee tot by ons Abba Vader. Ons kan tot by U kom vandag, maak nie saak waar ons is nie. En ek bid vir elkeen wat hier sit en luister, dat U weet waar hulle op die oomblik in hulle lewe met U is. Miskien is hulle bang vir U, miskien is hulle ver van U af. Vader, laat ons elkeen deur die Heilige Gees hoor. We are known by God. Ons
word deur God geken. Ons name is opgeskryf in die boek van die lewe. Wow, my naam staan daar. Hoe weet jy van my? Hoe weet jy van ons? Net omdat U ons kinders gemaak het. Help vir ons om te groei in ons geloof. Help vir ons om vandag hier uit te stap met 'n lied in ons hart. Want ons weet ons is 'n kind van U. Help vir my. Amen.